Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag 20ste Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: misdaad in die Noord-Kaap bly 'n probleem. Jou volle storie is hier. Nog stories: 6de verdagte in slaghuismoord gevang. Discovery se lede daal. Pala steeds in die kollig. Daniel Medvedev is uitgeskakel uit die Franse Ope. Dames Proteas speel in 'n opwarmingswedstryd teen die Aussies dames. Die hoë misdaadsyfers in die Noord-Kaap bly 'n groot uitdaging vir baie gemeenskappe, hoewel die provinsie een van die kleinste bevolkings in Suid-Afrika het, sê inwoners dat geweldsmisdade en georganiseerde misdaad al hoe groter probleem word. Een van die grootste bekommernisse is moord en gewapende rooftogte. In sommige dorpe voel mense nie meer veilig om laat in die aande buite te kan verkeer nie. Huisbrake neem toe, veral wanneer huise leeg staan gedurende werksure of in vakansietye. Plaasgemeenskappe in die Noord-Kaap kla baie oor veediefstal. Boere verloor baie skape, bokke en beeste wat groot geldelike skade vir hulle veroorsaak. Sommige boere sê misdadigers werk in groepe en beweeg vinnig oor groot gebiede wat dit moeilik maak vir die polisie om hulle te kan vastrek. Dwelms is ook 'n groot probleem in sekere gebiede. Gemeenskapsleiers sê jong mense raak maklik betrokke by dwelmhandel en bendes weens werkloosheid en swak ekonomiese omstandighede. Dit lei dikwels tot geweld tussen groepe en verhoog misdaad in woonbuurte. Nog 'n uitdaging is die groot afstande tussen dorpe en polisiestasies in hierdie groot provinsie. Die Noord-Kaap is baie uitgestrek en dit beteken dat polisie soms lank vat om by misdaadtonele te kan uitkom. Gemeenskappe vra daarom vir meer voertuie, meer beamptes en beter toerusting vir polisielede. Inwoners en veiligheidsorganisasies glo dat samewerking tussen die publiek en die polisie baie belangrik is. Buurtwagte, plaaswagte en gemeenskapsforums help dikwels om verdagte optredes vinnig aan te meld. Daar word ook gevra dat jong mense meer werksgeleenthede en opleiding moet kry om hulle weg te hou van misdaad. Baie mense hoop dat sterker polisieering, vinniger hofprosesse en beter gemeenskapsontwikkeling sal help om die misdaadvlakke in die Noord-Kaap met die tyd te kan verminder. Die polisie in Mahikeng het 'n 6de verdagte in verband met die bekende slaghuismoord in hegtenis geneem. Volgens die polisie is die verdagte vasgetrek na deeglike ondersoekwerk en goeie speurwerk deur die ondersoekbeamptes. Hierdie saak het groot skokgolwe deur die gemeenskap gestuur nadat mense by die slaghuis vermoor is. Speurders het die afgelope paar weke verskeie leidrade opgevolg, verklaringe geneem en inligting in die gemeenskap gebruik om die verdagte op te spoor. Die polisiebeamptes sê die jongste inhegtenisneming wys hoe belangrike spanwerk en volgehou ondersoekwerk is. Die verdagte sal na verwagting saam met die ander beskuldigdes in die hof verskyn op aanklagte wat met moord en moontlike roof verband hou. Gemeenskapslede in Mahikeng het die polisie geloof vir hulle vinnige optrede en hoop dat geregtigheid uiteindelik sal kan geskied. Die nuus dat Discovery se ledetal aanhou daal, gaan oor Discovery Limited se mediese fondstak Discovery Health. Wat beteken dit? Discovery is steeds die grootste mediese fonds in Suid-Afrika, maar hulle verloor geleidelik lede of groei stadiger as voorheen. Hoekom daal ledegetalle? Daar is 'n paar hoofredes: hoë koste van mediese fondse, premies word elke jaar duurder, baie mense kan dit nie meer bekostig nie, ekonomiese druk in Suid-Afrika, hoë werkloosheid en laer salarisse en minder werksekerheid. Mense skuif na goedkoper opsies toe. Goedkoper mediese fondse bied meer waarde. Basiese hospitaalplan in plaas van volle dekking. Werkgewers sny hulle voordele. Sommige maatskappye verwyder of verklein mediese fonds bydraes. Wat beteken dit vir Discovery? Minder lede is gelyk aan minder premie-inkomste is, maar Discovery bly sterk omdat hulle nog baie groot kliëntebasis het. Hulle probeer groei met nuwe produkte soos Vitality en internasionale uitbreiding. Daar is weer groot beweging rondom die Pala saak en president Cyril Ramaphosa. Wat gebeur nou? Onlangse berigte wys dat die konstitusionele hof, oftewel die Concord, het 'n vorige besluit van die parlement om die Pala verslag te verwerp tersyde gestel of set aside. Dit beteken dat die verslag wat vroeër die weg na moontlike impeachmentprosesse geblokkeer het, is nou weer terug in werking. Gevolglik kan impeachment komitee weer oorweeg word of daar kan genoeg bewyse is vir verdere stappe geneem kan word. Ramaphosa het steeds aangedui dat hy die verslag in die hof wil uitdaag en tersyde gestel wil hê. Hy sê die verslag en aanbeveling is onregverdig en onwettig en moet hersien word. Wat beteken tersyde stel? Dit beteken eenvoudig, die hof se besluit of verslag is nie geldig nie. Dit word asof dit nie meer geld nie. Die proses moet of oorgedoen word
of weer heroorweeg word. 'n Kort opsomming, die Palapala saak is weer polities of wetlik aktief. Die hof het die parlement se vorige besluit omgekeer. Ramaphosa probeer tussen die verslag self uitdag aan die hof. Meer as 80.000 buitelanders wag glo steeds om te hoor of hulle in Suid-Afrika om asiel kan aansoek doen. Die groot agterstand plaas verdere druk op die departement van binnelandse sake en die land se immigrasiestelsel. Baie van die mense kom uit lande soos die Demokratiese Republiek van die Kongo, Burundi, Somalië en Zimbabwe. Hulle sê uit hulle lande gevlug weens oorlog, geweld, politieke onrus en armoede. En sê die asielstelsel in Suid-Afrika is reeds vir jare oorlaai. Sommige mense wag glo lank vir hulle saak om afgehandel te word. Intussen moet hulle dokumente gereeld hernie om wettig in die land aan te bly. Die situasie het egter weer in die soeklig gekom nadat howe onlangs beslis het oor hoe afgekeerde asielaansoekers hanteer moet word. Die konstitusionele hof het ook beslis dat mense wie se eerste aansoeke afgekeur is, nie sommer weer 'n tweede aansoek kan indien nie. Sekere voorwaardes geld steeds vir die inenting van vee teen bek en klauseer oftewel BKU's in Suid-Afrika. Die departement van landbou sê die enstof word hoofsaaklik gebruik om hoë risikogebiede op plase waar uitbreking bevestig is. Boere moet eers aansoek doen voordat hulle diere ingeënt kan word. Nie alle aansoeke word onmiddellik goedgekeur nie, omdat gebiede met groot risiko's eers gehelp sal word. Daar geld ook streng bewegingsbeheer. Beeste mag in baie gevalle nie sonder toestemming van besmette of kwarantynsgebiede vervoer word nie. Op sommige plase binne 'n radius van 10 km van besmette gebiede is beweging van vee reeds beperk. Die regering beklemtoon verder dat inenting alleen nie die siekte kan stop nie. Biosekuriteit, kwarantynmaatreëls en streng beheer oor die vervoer van diere bly noodsaaklik om die verspreiding van hierdie virus te keer. Pepkor beplan om sy eie bank in April 2027 bekend te stel. Die nuwe bank gaan fokus op goedkoop digitale bankdienste vir miljoene Suid-Afrikaners, veral mense wat tans min of geen toegang tot tradisionele banke het nie. Die maatskappy wil sy groot netwerk van meer as 6.500 winkels gebruik, sodat kliënte bankdienste by winkels soos Pep en ander Pepkor handelsmerke kan gebruik. Pepkor sê hulle mik daarna om binne 5 jaar sowat 1,8 miljoen hoofbankkliënte te hê. Die groep verwerk reeds miljoene geldtransaksies en rekeningbetalings elke jaar deur hulle bestaande finansiële dienste. Die bank glo digitale dienste kombineer met fisiese ondersteuning in winkels. Dit beteken mense sal waarskynlik geld kan deponeer, onttrek, rekeninge betaal en ander bankdienste gebruik. Die Junior Bokke uit Fiji se onder 20 span met 'n indrukwekkende 82 teen 25 punte afgeransel in hulle tweede wedstryd van die onder 20 internasionale reeks in Kaapstad. Suid-Afrika het reeds teen rustyd met 56 teenoor 11 voorgeloop en altesaam 12-3 gedruk. Die hele agter Luan Gilomee was een van die sterre van die wedstryd met 3-3 terwyl hulle kaptein en loskakel Vusi Moya 11 doelskoppe oorgeklits het. Die Junior Bokke het vroeër ook vir Chili met 97 teenoor 0 gewen en wys duidelik dat hulle goed voorberei vir hierdie junior wêreldkampioenskap wat volgende maand in Georgia gaan begin. Die afrigter Kevin Voete sê daar is nog baie areas waarin die span moet werk, veral konsentrasie in die tweede helfte, maar hy is tevrede met die span se aanvalspel en diepte. Munster gaan die naweek 'n groot terugslag hê in hulle VRK wedstryd teen die Bulle op Loftus Versveld nadat twee sleutelspelers, naamlik Jack Crowley en kaptein Tariq Burney, weens besering uitmis. Crowley sukkel met 'n vreemde been en senuweebesering wat volgens Munster se afrigter Clayton McMillan moeilik is om presies te diagnoseer. Die loskakel het reeds verskeie wedstryde gemis en verder mediese ondersoeke wag glo nog op hom. Burney herstel weer van 'n kniebesering en sal nie saam met die span na Pretoria kan reis nie. Daar is egter hoop dat hy moontlik betyds fiks kan wees indien Munster die halfuitstryd kan haal. Die afwesigheid van die twee Ierse internasionale spelers plaas ekstra druk op Munster teen 'n sterk Bulspan wat reeds hierdie seisoen baie gevaarlik op Loftus was. JJ Henry sal na verwagting weer op loskakel begin in Crowley se plek. Daar is 'n sterk moontlikheid dat die heel agter Koanahon die Leeu's hierdie naweek in Dublin kan aanvoer in hulle VRK wedstryd teen Leinster Rugby. Dit kom nadat die gewone kaptein Frankie Hon nog met 'n besering sukkel en nog nie heeltemal wedstrydfiks verklaar is nie. Volgens berigte is Koanahon egter ook weer terug in die oefenveld en behoort te beskikbaar te wees vir die groot kragmeting by die Aviva Stadion. Koanahon het reeds hierdie seisoen 'n groot indruk gemaak met sy spoed, aanvalspel en veilige spel agter. Hy het ook vroeër vanjaar teen Leinster in Dublin gespeel en een van die Leeu's se uitblinkers gewees. Die Leeu's gaan as groot underdogs hierdie wedstryd aanpak, maar die span glo reeds hulle staan 'n kans vir 'n groot verrassing in Ierland te besorg. Die ervare Blitsbokspeler Dewald Jimenez is op 31-jarige ouderdom weer in die Springbok Sewes groep van 14 opgeneem nadat hy verskeie beserings suksesvol oorkom het.
Iman maak nou sy terugkeer vir die laaste 2 HSBC Sevens wêreldkampioenskaptoernooie in Spanje en in Frankryk. Die skramskakel en loskakel het groot dele van die seisoen misgeloop weens beserings, maar is nou weer wedstrydfik gereed om waardevolle ervaring na die jong Blitsbok groep te bring. Die Blitsbok afrigter Philip Simons se Iman se terugkeer gee die span ekstra diepte en stabiliteit op spelmakerposisies. Iman is een van die meer ervare spelers in hierdie groep en staan op die punt om sy 35ste wêreldreeks toernooi vir die Blitsbokke te bereik, 'n groot mylpaal in sevens rugby. Die Blitsbokke speel volgende teen Groot-Brittanje, Kenia en Australië in Valladolid in Spanje, waar Suid-Afrika hulle goeie vorm wil voorsit na hulle sterk vertoning vroeër vanjaar. Die kaptein van die Protea vroue cricketspan, Laura Wolfhard, sê die span kry waardevolle ervaring uit hulle opwarmingswedstryd teen Australië se vrouespan vir die komende ICC vroue T20 wêreldbeker in Engeland. Wolfhard meen wedstryde teen 'n sterk span soos Australië help die Proteas om hulle spel onder druk te toets en areas te identifiseer waaraan nog gewerk moet word. Australië word steeds as een van die sterkste vroue cricketspanne in die wêreldkriket beskou. Die Proteas het onlangs teen Australië in 'n wêreldbeker opwarmingswedstryd gespeel waar die Aussies met 4 paadjies gewen het nadat Suid-Afrika 147 lopies aangeteken het. Wolfhard sê die Proteas se mengsel van jong talent en ervare spelers gee die span selfvertroue vir die wêreldtoernooi. Sy glo die span het die vermoë om enige teenstander te wen wanneer hulle beste cricket speel. Die 19-jarige Italiaanse Formule 1 sensasie Kimi Antonelli het Sondag sy 4de agtereenvolgende Grand Prix oorwinning behaal toe die Kanadese Grand Prix in Montreal gewen het. Die jong Mercedes renjaer is tans die man om te klop in die 2026 seisoen. Antonelli het die wedren gewen nadat sy spanmaat George Russell, wat van paalposisie weggespring het, met 'n tegniese probleem onttrek het. Met die oorwinning het Antonelli sy voorsprong in die wêreldkampioenskap verder vergroot. Hy is ook nou die eerste Italiaanse bestuurder sedert Alberto Ascari in die 1950s om 4 Formule 1 wedrenne agtereenvolgens te wen. Die jongster het reeds vanjaar geskiedenis gemaak nadat hy sy eerste Grand Prix in China gewen het, gevolg deur oorwinnings in Japan, Miami en nou in Kanada. Motorsportkenners glo Antonelli kan een van die jongste wêreldkampioene en F1 geskiedenis word indien hy hierdie vorm behou. Die Deense fietsryer Jonas Vingegaard het die 16de skof van die Giro d'Italia gewen na 'n drukwekkende solo-aanval in die Switserse Alpe. Die Wismalees iBike renjaer het sy teenstanders op die laaste klim na Kari afgeskit en alleen oor die wenstreep gery. Dit was Vingegaard se 4de skofsege van vanjaar se Giro en hy het ook sy voorsprong in die pinktrui as algehele voorloper verder vergroot. Die Oostenryker Felix Gall was tweede met Australië se Jay Hindley derde op hierdie skof. Die 113 km skof vanaf Benzona na Kari was een van die moeilikste bergskofte van hierdie wedren. Vingegaard het sowat 6,5 km voor die einde sy beslissende aanval geloods om meer as 'n minuut voor sy naaste teenstanders klaar te maak. Met net 5 skofte oor, word die tweemalige Tour de France kampioen nou as die groot gunsteling beskou om die Giro d'Italia vir die eerste keer in sy loopbaan te wen. Adam Walton van Australië het Daniel Medvedev in die eerste ronde van die Franse Ope in 5 stelle geklop, naamlik 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 en 6-4. Dit was 'n groot verrassing, omdat Walton 'n wildcard speler was en Medvedev 'n voormalige wêreldkampioen is. Die VRK se skeieregterhoof, Tappe Henning, het spelers in die aanloop tot die uitspeelrondes gevra om skeieregters se besluite op die veld te respekteer en nie te bevraagteken nie. Volgens Henning is 'n deel van die reëls dat spelers nie voortdurend die skeieregter moet argumenteer nie. Hy het gewaarsku dat die uitspeelwedstryde strenger beheer gaan word om dissipline op die spelveld te verbeter. Hy het ook beklemtoon dat skeieregters onder groot druk werk, besluitneming vinnig moet gebeur en dat oormatige gekla of debatte op die veld die spel sal ontwrig. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1428, Polokwane 1124, Lephalale 1327, Mbombela 1128, Mahikeng 1025, Pretoria 1224, Johannesburg 1323, Ermelo 722, Kalahari 1729, Gaborone 1426, Richards Bay 1628, Pietermaritzburg 1327, Durban 1827, Port St Johns 1527, Pongola 1427, Maputo 1728, Bethlehem 27, Bloemfontein 1023, Alwal Noord 923, Welkom 1223, Vryburg 1225, Kimberley 1326,
Appington 1627, Prieska 1425, Springbok 1122, Karasburg 1426, Keetmanshoop 1528, Mariental 1629, Alexanderbaai 1120, Brandvlei 1223, Loederitsbaai 1627, Vredendal 1223, Kaapstad 1418, Sutherland 716, George 1222, Jeffreysbaai 1223, Caparra 1124, Grafreinet 821, Kapogolas 1120, De Aar 1122, Multino 1819, Beaufort Wes 1122, Oos-London 1224, Mabalane 1630. Ons verkorte weerberig vir vandag, die Weskaap koud tot koel met reën en sterk winde oor Kaapstad en die Suidkus, die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot matig warm, die Oos-Kaap bewolk met baie langs die kus en koel toestande binneland. Vrystaat koeloggend met gedeeltelike wolke en later sonskyn, Gauteng provinsie sonnig tot gedeeltelik bewolk en koel, KwaZulu-Natal reënbuie is moontlik langs die kus en bewolk in plekke, in Mpumalanga koel met verspreide wolke en die kans op ligte reën bestaan, Limpopo warm en meestal sonnig, Noordwes provinsie koel droog in die oggend en later word het matig warm, koue nat toestande bly oor dele van Suid-Afrika en die Ooskus moontlik. Markaanwysers lyk so, die rand verhandel teen R16.37 teenoor Amerikaanse dollar, die pond kos R22.02, die euro verhandel teen R19.03, die Australiese dollar kos R11.74, 'n yen kos 10 sent, platinum kos $1,946 per fyn ons, palladium kos $1,384, goud kos $4,510 per fyn ons, silwer per fyn ons is $76.17, Brent olie per vat is $96.14. Ons gedagte vir die dag, moenie moed verloor as dinge stadig gebeur nie, selfs die son vat tyd om op te kom, maar wanneer hy opkom, bring hy lig vir almal. Mag jou Woensdag vol vrede, krag en nuwe hoop wees. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.